Goeiemôre geliefde broer en suster, welkom hier by ons oordenking vir oggend, waar ons die 6 bede of die Onse Vader gaan hanteer, waar ons dit gehanteer het en ons nou die gebed gaan afsluit. En hoe sluit jy jou gebed af? Die 6 bede en die gebed wat die Here Jesus Christus ons kom leer het, kom die Heidelbergse Katekisme Sondag 52, vraag en antwoord 128, en die antwoord is: want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En wat beteken dit? Wat beteken dit wanneer ons dit bid? Dat alles bid ons van U, omdat U as ons koning, wat oor alle dinge magtig is, die wil en die vermoë besit, om alles wat goed is te gee, en dit alles, sodat daardeur nie ons nie, maar U naam ewig geprys kan word. Geliefde broer en suster, want aan U behoort die koninkryk en die krag tot in heerlikheid tot in alle ewigheid. En dit is hiermee wanneer ons gebed afsluit, dat ons ook ons toekomsverwagting vanoggend aan die Here kom openbaar. Nie net aan die Here nie, maar aan elkeen wat daar buite is, dat wanneer ons hierdie 6 bede deurgegaan het en ons gebed kom afsluit, dat ons verwagting verklaar dat ons saam met die Here tot in ewigheid sal wees in sy heerlikheid. Dat ons in sy heerlikheid kan ingaan en dit vir ons die ewige troos, die bemoediging bring en vir ons ook in hierdie lewe die krag. Wat ons weet, dit wat ons deurgaan, dit wat ons doen, dit alles strek tot die eer van die Here en dat ons daarin gaan deel. Die dag wanneer ons daarmee klaar is, met hierdie lewe klaar is. En dan kom 2 Petrus 2, en wil vir ons so 'n bietjie 'n punt bring van ons toekomsverwagting, wanneer ons gebid het die Here, want aan U behoort die koninkryk en die krag tot in alle ewigheid. Nou bring 2 Petrus vir ons so 'n bietjie 'n dieper insig, wanneer hy sê, die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos, en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel, om gestraf te word. En dit is ons heerlike toekomsverwagting, wanneer ons tot die Here bid, en ons weet dat ons saam met die Here Jesus Christus, in al hierdie dinge, in sy heerlikheid kan ingaan, in sy ewigheid. Nou kom die tweede gedeelte van 2 Petrus is, dat die wat nie in die Here Jesus Christus glo nie, hulle wat die genade verwerp, en in die sonde volhard, dat hulle ook bewaar sal word, en dat hulle ook bewaar sal word tot in ewigheid, vir die oordeel, en wanneer die oordeeldag kom, en al die kinders van die Here opgewek sal word, die ongelowiges ook opgewek sal word. Die gelowiges tot die heerlikheid en die ewigheid van die Here, maar die onregverdiges tot die ewige dood, tot die ewige hel. En dis die een kant van die muntstuk, en dis die ander kant. Die een kant, die ewigheid en die heerlikheid van die Here, en die ander kant, die ewige dood en die hel. En Openbaring gee vir ons baie duidelike beeld van waarvoor wag hierdie wat tot in die ewigheid in die verdoemenis sal wees. En daarom wanneer ons bid, want aan U behoort die koninkryk en die krag tot in alle ewigheid, en die heerlikheid tot in alle ewigheid, is dit alles om die eer van die Here en ons wat daarin sal deel. Geliefde broer en suster, mag dit wees dat ons ook vandag met hierdie versekering, hierdie dag kan ingaan, nie net hierdie dag nie, maar hierdie lewe, en om met die wete, dat ons as kinders van die Here ook saam met hom in sy heerlikheid sal wees, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid. Ons grote God, almagtige Vader, Here, baie dankie vir hierdie toekomsverwagting wat U vir ons skep, wat U vir ons bied, wat U vir ons bewerk het, in en deur die Seun ons Here Jesus Christus. Bind ons as lote aan U Seun, dat ons in Hom mag bly, en dit tot in ewigheid, dat ons in sy heerlikheid kan wees, saam met Hom, tot in ewigheid. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, en in deur die werking van God die Heilige Gees. Amen.